Hi, baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail. En in hierdie hoofstuk gaan ons Genesis 17 doen. En ek seker maak ons het gister van Hagar en Ismael geleer. Ek wil net gou ons moet bid en vir die Here vra om die woord vir ons oop te maak. God, ons hemelse Vader, vergewe asseblief ons sondes en reinig ons met die bloed van Jesus. Hier waar ons die woord weer gaan leer, maak asseblief ons die woord oop en dit wat ons moet sien, laat ons dit sien. Dit wat ons moet leer, laat ons dit leer. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Okay, Genesis 17. Ek net God verander die naam van Abraham en stel die besnydenis in. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê: Ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy gesig en God het met hom gespreek en gesê: Wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal Abraham wees. Want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies, en ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou 'n nageslag na jou. En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan, as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. Verder het God aan Abraham gesê: Maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. So, okay. Ons almal weet wat is om besny te word. Dit is Abraham se nageslag. Ek is duidelik nie van Abraham se nageslag nie, want ek twyfel of my familie en my voorouers besny is. Wel, dit was nou nie met ons bespreek nie, obviously. Maar ek dink ons sal seker maar gehoor het daarvan. Anyways. Vers 11. Julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. 'n Seentjie van 8 dae, dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte. Die wat in jou huis gebore is, en die wat enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie. Die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees as 'n ewige verbond. En wat manlik is en die voorhuid het, wat nie aan die vlees van sy voorhuid besny is nie, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Hy het my verbond verbreek. Verder het God aan Abraham gesê: Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees. En ek sal haar seën en jou uit haar ook 'n seun gee. Ja, ek sal haar seën sodat sy tot nasie sal word. Konings van volke sal uit haar voortkom. Toe val Abraham op sy gesig en hy lag en sê in sy hart: Kan daar vir een wat 100 jaar oud is 'n kind gebore word? Of kan Sara wat 90 jaar oud is baar? En Abraham sê aan God: Mag Ismael lewe voor u aangesig. Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou seun baar, en jy moet hom Isak noem, en ek sal vir my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom. Ook wat Ismael aangaan, het ek jou verhoor. Kyk, ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. 12 vorste sal hy verwek, en ek sal hom 'n groot nasie maak. Maar my verbond sal ek oprig met Isak, wat Sara vir jou 'n ander jaar op hierdie tyd sal baar.
En nadat hy klaar met hom gespreek het, het God van Abraham af opgevaar. Julle weet wat dit beteken, nee. Dit beteken dat God van die hemel af gekom het, aarde toe en met Abraham kom praat het, en toe weer terug opgevaar het. Soos God was hier op die aarde om met Abraham te praat. Ek wonder of die Here nog steeds afvaar en met ons kom praat, met party mense. As dit so is, dan moet hulle baie spesiaal wees. Het moet lekker wees om met die Here so te kan praat. Vers 23. Daarop neem Abraham sy seun Ismael en almal wat in sy huis gebore is, en almal wat met sy geld gekoop is, almal wat manlik was, onder die mense in die huis van Abraham, en hy het die vlees van hulle vooruit nog op daardie selfde dag besny, soos God met hom gespreek het. En Abraham was 99 jaar oud toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. En sy seun Ismael was 13 jaar oud toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. Op daardie selfde dag is Abraham en sy seun Ismael besny. Ekskuus, hier's 'n muggie wat my pla. En al die manne van sy huis, die wat in sy huis gebore en die wat van vreemdelinge met geld gekoop is saam met hom besny. En dit is Genesis 17. Julle met 'n mooi dag en baie dankie dat julle my gejoin het, hierdie muggie. Okay, tot volgende keer.